Nuus vanaand. Die polisie soek nog na die verdagtes na die naweek se dodelike skietvoorval in Reigerpark aan die Gautengse Oosrand. 'n Vennootskap tussen die regering en die Universiteit van Vrystaat hoop om kameelperde op die vasteland te beskerm. En Suid-Afrikaners steeds trots op Proteas vroue na 'n nederlaag teen Indië in die eindstryd van die IKR Wêreldbeker toernooi. Dis nuustyd op S3. Goeienaand en baie welkom. Daar heers weer kalmte in Reigerpark aan die Gautengse Oosrand na Saterdag se byryskietery waarin 6 mense gesterf het. Verdagtes in 2 voertuie het liekraak op inwoners losgebrand en van die toneel weggejaag. Nog 3 mense is gewond. Die gemeenskap verwelkom die hoë polisie sigbaarheid na die voorval. Die nasionale polisiekommissaris Fanny Masemola het bykomende polisielede ontplooi kort voor sy besoek gister aan die familie. The authorities knows how communities feels, because sometimes it's difficult for councillors to be the messengers, sometimes of good news, many times of bad news. But in this case, I must commend them for coming to Reigerpark. And thank you so much. There is a bit of stability in Reigerpark. I'm not sure for how long. Die polisie glo dat die skietvoorval met bendegeweld verband hou met die gebied wat berig is vir bendebedrywighede. Daar is voortdurend konflik tussen die Dogans en die Sour Boys. Our young men really, they need jobs. They need fathers in their lives, not physical fathers. They need mentors. They need a voice that can help them. There's no jobs for them. Die waarnemende burgemeester vra dat die sinnelose bloedvergieting stopgesit word. It does appear that the levels of lawlessness are unabated, uncontrollable, and really something must give because we can't continue to have similar incidents where a mass number of people are losing their lives. Die polisie vra dat enigeen met inligting oor die voorval of van die verdagtes na vore sal kom. Die saak teen 'n 36-jarige man wat reg staan in verband met 'n massaskietvoorval in Westbury in Johannesburg is tot donderdag uitgestel. Die man is vermoedelik die baasbrein agter die aanval waarin 2 tieners in Oktober dood en 5 beseer is. Hy is die tweede verdagte wat in hegtenis geneem is. Die eerste verdagte, 'n 20-jarige man, het verlede week reeds in die hof verskyn en sal donderdag om borgtog aansoek doen. Die polisie is op soek na nog 2 verdagtes. Die ouma van die tieners wat geskiet is, sê sy is verlig dat die polisie optree en bly hoopvol dat meer inhegtenisnemings sal volg. I'm so happy to find out to hear that 2 suspects have been now arrested. At least the police are making headway. I believe the other 3 will be arrested now in the week because there are numbers. There are houses that needs to be pointed out where they are hiding. And if they go to those houses, I believe they will find the other 3 there. They are here on the news, they say they are unknown. They're not unknown. They are known to us because they attended school with my grandchildren. Die Mangaung Metro in Bloemfontein sê dit is moeilik om verdrinkings by die Withrow steengroef in Heidedal te verhoed, aangesien dit in private besit is. Die 20-jarige Benjamin van Wyk het sowat 2 weke gelede verdrink terwyl hy saam met vriende geswem het. Die gemeenskap beweer dat ongeveer 50 mense sedert die ontstaan van die steengroef daarin verdrink het. Die munisipaliteit het die Nasionale Water- en Sanitasiedepartement versoek om in te gryp. Lid van die parlement se portefeuljekomitee oor water en sanitasie, Selo Ditebe, het die steengroef besoek na Van Wyk se verdrinking. Die polisie sê slegs 3 gevalle is in die afgelope 3 jaar aangemeld. It's not the first nor the last time. I'm going to be engaged with our leaders here, our councillor is here, to ensure that ultimately what the Department of Water and Sanitation is undertaking to do is followed to the letter. And most importantly, that the swimming pool that's available to the community here, the city
that is Mangaung Metropolitan City, can then ensure that that particular swimming pool is indeed reasonably accessible. Our hands, even if the mayor wants, because the mayor asked in that meeting, why can't we just go and put up 1, 2, 3, why can't we? And then the city manager would caution to say, no, executive mayor, MFMA would not allow us to, because of the parameters. And you know, local government is regulated. Die gesin sukkel om hulle verlies te verwerk. Want wil heel goed is moet finaliseer word van die dam. Want because ek kan nie die dam weer face nie. My hart raak seer. Want ons kan meer siele verloor in die future. So ek hoop die 50ste hy was die 50ste persoon wat nou getrain is, verstaan jy. Maar nou die lang soektocht, maar ek dank allemaal wat dat gedoen het vir my. En ek dank allemaal wat op die 8de dag mee kan kom kry. Die polisie het 'n beroep op gemeenskappe gedoen om van aangewese swemplekke gedurende die somer gebruik te maak. Die Tanzaniese president Samia Suluhu Hassan is ondanks wydverspreide protesoptrede en geweld vir 'n tweede termyn ingehuldig. Die 65-jarige Hassan het bykans 98% van die stemme gekry nadat die hoofopposisiepartye nie toegelaat was om aan die verkiesing deel te neem nie. Talle mense het gesterf in betogings wat uitgebreek het nadat die verkiesingsuitslae bekend gemaak is. In Afghanistan se Samangan-provinsie word die omvang van die skade tans bepaal na 'n aardbewing van 6,3 die noorde van die land getref het. Die aardbewing het op 'n diepte van 28 km naby Mazar-e-Sharif voorgekom wat bekend is vir sy historiese terreine. Minstens 20 mense is dood en meer as 350 beseer, met die dodetal wat na verwagting sal styg. Die 15de eeuse Blou Moskee is ook beskadig, wat as een van die heiligste plekke in Afghanistan beskou word. Die oorskot van nog 3 Israeliese gijslaars wat deur Hamas gevangenes geneem is en in Gaza aangehou is aan Israel terugbesorg. Altesaam 21 van die 28 afgestorwe gijslaars is reeds oorhandig na die jongste ooreenkoms tussen Israel en Hamas. Die internasionale Rooi Kruis en spanne van Egipte help met die soektog. Die oorhandiging van die oorskot van gijslaars is een van die kwessies wat die volle implementering van die skietstaking ooreenkoms verhoed. Intussen het nog 'n persoon gesterf in die noorde van Gaza in 'n Israeliese lugaanval. Israel voer aan dat Rafah en Khan Younis in Gaza steeds onder Hamas se beheer is. Die nuus in Afrikaans gaan net na die reklamebreek voort. Bly gerus ingeskakel. SABC gasheer uitsaaier van die G20 SA20. Welkom terug. Die 10 leiers van die partye wat deel vorm van die regering van nasionale eenheid het hulle verbind tot 10 sleutelkwessies. President Cyril Ramaphosa en sy adjunk Paul Mashatile het die groep aan die buitewyke van Johannesburg saamgeroep. Die partye het ooreengekom oor 'n nuwe stel riglyne wat bindend op die RNE-lede sal wees. Hulle het onder meer ooreengekom oor bekwame, etiese leierskap in die strafregstelsel, die implementering van 'n omvattende plan vir onwettige immigrasie en die uitbreiding van ekonomiese geleenthede vir Suid-Afrikaners. Daar is ook eensstemmigheid oor die rol van die huisskoonmaakmeganisme en hoe dit ingespan kan word om geskille te besleg. Remember, some of us came to government for the first time, and now we've come face to face with issues really affecting our people. So this session was really, I mean, for me, it was really healing, and a session that was really gave me an opportunity to reflect on some of the issues that we can talk about maybe outside. I think it was very fruitful. I think it was a very good discussion that we had over the last 2 days. I think it is something that we were all hoping that would happen sooner than later. To spend time together, 2 days together, to get to know one another, and to also get to speak about the things that we can't speak about in formal meetings, first of all. Secondly, it was a good session to reflect on the last 16 months of the GNU, what has gone well and what has not gone well. But most importantly, we were able to talk about how to move forward in a structured way in terms of the GNU's overall program. I was particularly encouraged with the response by the GNU leaders
party leaders to issues around the urgency of water and food security, which we've now addressed as something that, as a government, we cannot ignore. And it was important for party leaders to spend some time together in an environment like this where we tackled really difficult issues but also got to know each other in a more social environment. We spent a considerable amount of time together talking about the state of the country as it is now, state of the society, state of politics, international issues, and we reflected on many issues, particularly those issues that are a great problem to our people, like unemployment, like hunger that we see spreading in some of our provinces. We spoke about corruption, we spoke about crime, and we spoke about what we need to do to inject more growth into our economy. Die Parlement se portefeulje komitee oor polisie eis antwoorde van die polisie se senior bestuur oor die vertraging in die aanstelling van 'n polisiekommissaris in Noordwes. Die voormalige polisiekommissaris in die provinsie, luitenant-generaal Selo Kwena, het byna 'n jaar gelede bedank. Onderhoude met 5 kandidaate is na bewering reeds gevoer, insluitend met die voormalige waarnemende kommissaris in die provinsie, generaal-majoor Patrick Assaneng. Dit blyk egter of die advertensie vir die pos onttrek is, waarna dit net intern geadverteer is. Kommer is uitgespreek dat politieke inmenging die aanstelling van die polisiekommissaris in die provinsie kon vertraag het. En ek wonder ook of dit nie dalk 'n geval is dat hulle versigtig is om nou enige permanente aanstellings te maak met die chaos wat heers in die Suid-Afrikaanse polisiediens en dat hulle eintlik wag vir 'n tyd van meer stabiliteit. En ons sal nou hierdie komende maandag die jaarverslag van die polisie kry. En dit gaan volg na die verslag van die ouditeur-generaal waar daar wesenlike bevindings gemaak is deur die ouditeur-generaal wat natuurlik verdoemend vir die polisie is. Polisievakbonde het hulle misnoë uitgespreek dat geen redes verskaf is oor hoekom die advertensie onttrek is nie. At this moment we really don't understand it because we don't know what led to the withdrawal of the post. We were hopeful that those police officers that did apply, they were capable in a sense that they would appoint one of them. Intussen het die polisie se nasionale woordvoerder, Athlinda Mate, aan die SAIK gesê, die polisie is in die proses om die aanstelling te finaliseer, maar dat geen besonderhede bekend gemaak kan word nie, omdat die saak intern hanteer word. Intussen sê die kantoor van die ouditeur-generaal het ongeruimthede opgetel met die Vusimusi Matlala Medicare kontrak met die Suid-Afrikaanse Polisiediens. Die OG het die portefeulje komitee oor polisie op hoogte gebring van die entiteit se finansiële state. Die OG sê daar was probleme met die Medicare kontrak en dat dit gediskwalifiseer moes word. Die Polisieministerie het in die 2024-25 boekjaar onreëlmatige uitgawes van R667,8 miljoen aangeteken. Die Nasionale Unie van Mynwerkers NUM, wat die meerderheid van Eskom se werkers verteenwoordig, eis 'n 15% salarisverhoging vir sy sowat 15,000 lede. Die huidige 3 jaar loonooreenkoms van 7% verval in Junie volgende jaar. Die vakbond meen onderhandeling sal bemoeilik word indien Eskom veranderinge aanbring aan sy kollektiewe bedinging nadat die kragvoorsiener in 3 entiteite verdeel is. Eskom stel voor dat die 3 entiteite op hulle eie met die vakbonde moet beding. Arbeidskenner Patrick Deal meen dit is problematies. Would like the reverse. They would like to have 3 negotiations with 3 sets of employees and union representatives. So that is most likely to cause a difference of opinion and maybe even a dispute. And the second part of what you're asking, what are the legal implications of that? If it does, if the difference of opinion in what the bargaining structure should be, 1 bargaining unit or 3, then the parties, and Eskom insists on having 3, that issue can go to court. Daar is welkome verligting vir motoriste by die petrolpomp hierdie maand in aanloop tot 'n besige feestyd. Beide grade petrol daal met 51 sent per liter Dinsdag om middernag.
Diesel se verlaging is ietwat minder met onderskeidelik 19 en 21 sent per liter. Parafin daal slegs met 1 sent per liter. Laer internasionale oliepryse en 'n sterker rand teenoor die Amerikaanse dollar het sake in die guns van verbruikers gedraai. Kom ons kyk hoe die markte kort gelede om 8 uur vertoon het. Die Kameelperd-navorsingsentrum by die Amanzi Natuurreservaat is in vennootskap tussen die regering en die Universiteit van Vrystaat geopen om kameelperde op die vasteland te beskerm. Kameelperde is op die internasionale natuurbewaringsunie se lys van kwesbare diere. Volgens studies word kameelperdbevolkings goed beheer en bestuur in die Afrika vasteland, soos Angola, Botswana, Eswatini, Malawi, Mosambiek, Namibië, Suid-Afrika en Zimbabwe. Die openbare private vennootskap bied infrastruktuur wat studente in staat stel om hulle navorsingsvaardighede te verbeter. Dit bied ook internasionale samewerking wat die voortbestaan van die kameelperdspesies help verseker. Kameelperde is inheems op die vasteland en spog ook met die titel as die langste landsoogdier in die wêreld. Hulle getalle het die afgelope 30 jaar met meer as 40% afgeneem. Ons moet werklik van die universiteitkant af meer moeite doen. Die navorsing moet ons moet vir mense vertel wat ons doen en hierdie is 'n absolute briljante idee en 'n inisiatief om juis die publiek te betrek met ons navorsing en dat ons jong kindertjies kan stimuleer om eendag navorsers te wil word en om met hierdie groot en majestueuse diere te werk, want as hulle nie op die kontinent gaan wees nie, as ons nie 'n verskil gemaak nie en navorsing doen op die diere, en wie gaan dit doen? Die sentrum is die eerste van sy soort in die wêreld met 64 plaaslike en internasionale studente. Al hierdie ekosisteme is met mekaar verbind en die welstand van een, het sy of dit mens, dier of plant is, hang af van wat in die ander ekosisteme gebeur. So hierdie navorsing hoop ons letterlik sal vir ons 'n bloudruk wees van toekomstige projekte wat ook op die groter ekosisteem sal fokus en dat ons ander spesies, het sy plante, diere, of die breër ekosisteem, ons berg-ekosisteem, ons weerstelsels en so aan, dat ons daar groter vordering sal maak tot voordeel van die hele gemeenskap. Volgens 'n 2024 verslag is daar bykans 69.000 kameelperde in Suidelike Afrika, met sowat 30.000 in Suid-Afrika. En 'n Afrikaanse span al ons goed af vir die spelers daar in Indië. En ons moet groet, 'n lieflike aand vir jou verder. Totsiens. Goeienaand en hartlik welkom. Kom ons kyk wat die weer vir ons inhou. Wat vandag aanbetref enkele buie kom voor in noordoostelike dele van die land met fris wind wat voor kan kom in die binneland asook langs die kus. As ons kyk na môre, enkele buie strek van die Noord-Kaap, Noordwes, Vrystaat tot in die Oos-Kaap met verspreide buie wat voorkom in die verre oostelike dele van die Oos-Kaap. Oggendmiskolle kom ook voor in die Wes-Kaap. Lig tot matige wind kan verwag word langs die kus asook in die binneland. Kom ons kyk nou na minimum en maximum temperature. In Gauteng, 'n koel dag kom voor met enkele buie. Pretoria en Bronkhorst spruit se maksimum daar is 20 grade. In Limpopo, enkele buie kom voor, ander koel tot warm. Messina te maksimum van 32. Polokwane se minimum daar is 14 met 'n maksimum 25. In Mpumalanga, enkele buie kan ook verwag word in hierdie provinsie. Ander koel tot warm. Standerton se minimum daar is 13 grade met 'n maksimum 24. Die kook styg tot 32 grade in Skukuza. In KwaZulu-Natal, 'n warme dag kom voor. Die kook styg tot 35 grade in Pietermaritzburg. Enkele buie kan ook verwag word in hierdie provinsie. In die Oos-Kaap, dit is koel tot warm. Die kook styg tot 31 grade in Graafrenet. Oos-London se maksimum is 22, Willowmore 'n minimum van 8 en 'n maksimum van 29. Dan beweeg ons na die Wes-Kaap, gedeeltelik tot bewolkte toestande kan verwag word.
anders dit koel in George en Mosselbaai se maksimus 21 grade. Beaufortwes is dit warmer later met 'n maks van 33. In die Noord-Kaap, enkele buie kan ook verwag in die provinsie, anders dit warm. Appington se maksimum is 35, Kuruman se minimum is 15 met 'n maks van 29. Terug na die binneland in die Vrystaat, enkele buie kom voor, anders dit warm. Botawil se maksimum daar is 28 grade, Bloemfontein se minimum is 14, se maksimum is ook 28. Dan laastens Noordwes, warme dag kan verwag in die provinsie, asook enkele buie. Mahikeng se minimum daar is 14 en 'n maks van 24. Taung se minimum is 17 en 'n maks van 28. Dis en al van ons hier by die weersentrum. Geniet die aand.